Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, die wilde honde is altyd nogal dier om te sien, eerder as hy maar net so stil en rustig is as wanneer hy iets vang, want dit is nogal iets wreed om te sien. En die ou kleintjies wat daar is, het nogal ook 'n moeilike tyd wat hulle deurgaan ook. Ongeveer 50% van hulle oorleef tot hulle eerste lewensjaar en 16% van hulle volwassenes op hulle tweede jaar. En die rede hiervoor is roofdiere en voëls, siektes, 'n koskaarste en dan oorstromings van die lêplek is die grootste oorsaak van vrektes onder kleintjies. Soms word hulle ook deur wilde honde van ander troppe doodgebyt. En dit is nogal hartseer om dit te sien dat hulle ook so onder mekaar mag beklei dan ook. En liewe vriende, en dit is so jammer dat selfs in die natuur hulle eie soort mekaar doodmaak ook. Dit gebeur soms by kinders van die Here ook, dat hulle mekaar so aanval, of ek moet nie sê soms nie, gereeld gebeur dit, dat kinders van die Here mekaar ook so aanval, en dit behoort nie so te wees nie. Ons behoort in 'n eenheid saam te werk, teen die duiwel, sodat God verheerlik kan word. Nou liewe vriende, in Korintiërs is daar 'n klomp getroue uitdrukkings wat daar is. Jy weet ons hierdie uitdrukking in 2 Korintiërs 13 vers 1 wat sê, dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van 2 of 3 getuies sal elke woord vasstaan. Dit is ons 'n getroue uitdrukking wat ons baie keer gebruik. In die mond van 2 of 3 getuies sal elke woord vasstaan. En mag dit so wees, dat daar by die huis, by die werk en by die kerk, daai 3 getuies dat hulle sal sê, my man, my vrou, my seun, my dogter is 'n kind van die Here. Hulle is lief vir die Here, hulle dien die Here. Mag daardie getuies altyd vasstaan in daardie saak ook. Liewe vriende, en dan is daar nog 'n getroue uitdrukking wat daar in 2 Korintiërs 13 vers 5 staan. Ondersoek julleself of julle in die geloof is en stel julleself op die proef, of is julle nie seker van julleself in Christus Jesus, dat julle in Christus Jesus in julle is nie. As julle ten minste nie verwerplik is nie. En net hierdie woorde, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Maak seker, jy is 'n kind van die Here. Iemand mag vanoggend luister wat sê, ek sukkel met twyfel. Ek is twyfel so baie of ek waarlik 'n kind van die Here is. Daar's tye wat jy seker was, maar vanoggend twyfel jy. Ek wil u aanraai, gaan maak die saak met God reg. Jy kan eerder een keer te veel seker maak, as eenmaal te min. Jy moet seker wees dat jy kind van die Here is. Jy kan seker wees dat jy kind van die Here is. En daarom ondersoek jy self of jy in die geloof is. Moet nie net sê ek is 'n kind van die Here nie. Gaan kyk wat sê die Bybel, waarom kan jy sê jy is 'n kind van die Here? Want jy het die wêreld afgesterwe en jy leef vir Christus. En stel jouself op die proef, dit is nodig om dit seker ook so te doen dan. Dan, liewe vriende, is daar nog 'n saak, en dit is 2 Korintiërs 13 vers 8 wat sê, want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. Ai, dis dan altyd 'n mooi uitdrukking hierso. Ons kan nie iets doen teen die waarheid nie. Ja, mense kan probeer om iets te doen teen die waarheid, maar die waarheid sal aan die lig kom. As dit nie hier op aarde is nie, gaan dit voor die troon van die Here wees. Maar die waarheid kom aan die lig. Maar nou sê hy, so ons kan nie iets daarteen doen nie, maar ons doen wel iets vir die waarheid. En mag die lewe ook so gerig wees om vir die waarheid iets te doen. Dan in 2 Korintiërs 13 vers 9 en 10 sê hy, want ons is bly as ons swak is en julle sterk. En hierom bid ons ook naamlik om julle volmaking. Daarom skryf ek dit in my afwesigheid, om nie as ek teenwoordig is, strengheid te gebruik nie, volgens die gesag wat die Here my gegee het, om op te bou en nie om af te breek nie. En is dit nie wonderlik nie, liewe vriende, dat ons as kinders van die Here hierdie wonderlike voorreg het, om op te bou, nie om af te breek nie. En selfs in hierdie gedeelte, kom sê Paulus, al moet ek met strengheid met julle praat, al moet ek hard met julle praat, is dit om julle op te bou, nie om julle af te breek nie. En dit was sekerlik altyd die gesindheid wat moet wees in 'n kind van die Here, om iemand anders op te bou in die Here, nie om iemand af te breek nie. En mag die Here daarin help. Kom ons bid dan net saam. Ons dierbare Here, dankie dat ons hierdie klompie verse het, gee dat ons dit kan
toepas en uitleef in ons lewe tot eer van U naam en dat U verheerlik sal word. Amen.